Welkom terug by Father's Heart Kids. Ek's net so bly julle almal is hier vandag. Nou as vandag nou jou heel eerste keer is wat jy kyk, welkom by die familie. Ons is almal nou net vriende hierso. En jy het definitief die perfekte dag gekies om ons te join vandag. Want ek het iets baie van vir ons beplan. Nou, ek het iets nou saamgebring vandag wat julle definitief al voorheen gesien het. Ja, dis 'n ballon. Nou ek gaan nou nog nie vir julle sê waarvoor hierdie ballon is nie, maar dit gaan julle dalk verras hoe iets so eenvoudig soos hierdie iets baie belangrik vir ons kan leer. Ons gaan nou leer hoe ons moet leef as Christene en hoe ons die kinders kan wees wat God ons gemaak het om te wees. So maak seker julle bly nou ingeskakel, want julle wil dit nou nie mis nie. Maar voor ons nou enigiets anders doen, kom ons open nou eers met gebed en dan sing ons 'n paar liedjies vir God. Is julle gereed? Kyk, maak toe julle oop. Liewe Heer, dankie vir hierdie splinternuwe dag en vir elke liewe kind wat saam kyk. Dankie dat ons vandag meer oor U kan leer en hoe om vir U te lewe. Help ons asseblief om met oop harte te luister en help elkeen wat kyk om vandag se les te verstaan en iets nuuts te leer. Mag ons tyd saam net geseënd wees. En ons bid dit in Jesus naam. En ons almal sê Amen. So julle, dis nou tyd om God saam met mekaar te aanbid. Nou julle, hierdie is 'n baie spesiale deel van ons les, want ons kan nou net sing en dans vir God en hom wys hoe baie ons hom liefhet. Nou, julle, jy hoef nou nie die beste sanger of die beste danser te wees om deel te neem nie. Aanbid nou net met jou hele hart en geniet dit om in God se teenwoordigheid te wees. Is julle nou gereed? Okay, let's go. Jesus, we make your praise.
Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. My little hands together pray to you. My little feet together follow you. I lift my eyes and look to you, and my heart will love you. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. I believe in your name. I believe in your word. I believe in the cross. I am free. I believe in your name. I believe in your word. I believe in the cross. I am free. Yeah. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. This life for you, Jesus. Your life for me. This life for you, Jesus. Your life for me. Awesome julle, dit was nou net soveel van gewees. So, nou dat ons harte nou op God gefokus is, wil ek nou hê ons moet begin met ons les van vandag. Nou om te begin, wil ek julle iets vra. Het julle al ooit probeer om iets weg te steek? Soos miskien 'n verjaarsdaggeskenk vir iemand. Julle het? Okay, en wat van, het julle al ooit wegkruipertjie gespeel? Ja, ek is seker julle almal het. Nou, party dinge is maklik om weg te steek en ander nie so maklik nie. Nou, onthou julle nou daardie ballon wat ek nou vir julle vroeër gewys het. Nou, ongelukkig is hy nie opgeblaas nie. Wat dit nou eintlik net 'n plat, slap stukkie rubber maak. Nou, kom ek vra julle die. Wat is die doel van 'n ballon? Dis reg. Ons gebruik ballonne vir versiering, vir partytjies en celebration. Hulle maak dinge mos nou kleurvol en fun. Maar vir 'n ballon om werklik al daardie dinge te doen, moet dit mos nou opgeblaas wees. Dis hierdie ballon. Hierdie ballon is vol en helder en dit trek mense aandag. Dit dien nou sy doel. Maar die plat ballon aan die ander hand, dien nie sy doel nie. In feite julle, as ek nou regtig wou, kon ek nou maklik eintlik net hierdie ballon vat en ek kon dit nou net in my sak wegsteek. Maar julle, hier is nou eintlik die snaakste ding. Hierdie twee ballonne is presies dieselfde. Ek weet dit lyk nou nie dalk so vir julle nie, maar hulle het albei uit dieselfde pakkie gekom. Nou ek wil hê dat julle moet imagine dat hierdie twee ballonne twee verskillende tipe Christene is. Nou die afgeblaaste ballon verteenwoordig nou Christene wat nie doen wat hulle gemaak is om te doen nie.
Hulle is nou Christene wat hulle geloof wegsteek en hulle wil nou nie uitstaan nie. Nou al glo hierdie Christene in Jesus, leef hulle dit nie regtig uit nie. Hulle praat nie oor God nie en hulle deel nie sy liefde en wie hy is met ander nie. Hulle steek basies weg dat hulle Christene is. Maar, julle, die volballon aan die ander hand verteenwoordig Christene wat gevul is met die Heilige Gees. Hulle is vrymoedig en aan die brand van God. En hulle is nie bang om vir God nou te lewe en vir ander te wys dat hulle vir God lewe nie. Hulle is nou die Christene wat uitstaan en opstaan vir hulle geloof. Hulle is lief vir ander en praat die waarheid en hulle optredes wys dat hulle aan Jesus behoort. Nou om hierdie tipe Christen te wees, gaan nie oor om loud of showy te wees nie. Dit gaan oor om vol van God se gees te wees en te leef soos hy ons gemaak het om te lewe. Julle sien, God wil hê ons moet vrymoedig wees en ons geloof met ander deel. Nou, watter ballon moet ons nou wees? Dis reg. Ons moet soos die opgeblaaste ballon wees en doen wat ons voorgemaak is om te doen. Nou, hierdie idee dat ons vir God opgeblaaste ballonne moet wees en uitstaan, is nou nie iets wat ek nou net uitgedink het en net vir julle somme maar vertel nie. Jesus het eintlik oor hierdie presiese ding gepraat. Nou, Jesus aan die ander kant het nou nie ballonne gebruik nie. Hy het 'n ander voorbeeld gebruik. Maar die boodskap was basies dieselfde. Moenie jou geloof wegsteek nie en staan uit vir ander om te sien. Nou ons kan vind waaroor Jesus nou gepraat het in Matteus 5 vers 14 tot 16. Kom ons lees dit gou saam. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit onder 'n emmer toe nie. Inteendeel, jy sit dit bo op 'n lampstander. Dan maak dit lig vir almal in die huis. Julle moet so verbeeldig lewe dat julle 'n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. Nou julle, kom ons dink gou hieroor vir 'n oomblik. Jesus het gesê, jy is die lig vir hierdie wêreld. Nou, dit beteken dat as jy 'n Christen is, dan is jy bedoel om jou lig te skyn vir die wat nie in Jesus glo nie. Jesus het nou ook gesê dat 'n stad wat op 'n berg is, nie weggesteek kan word nie. Julle sien, 'n stad op 'n berg is hoog waar almal dit nou kan sien. En dit is presies hoe ons lewens moet wees. Ons moet leef op so 'n manier dat ander kan sien God is in ons. Nou volgende het Jesus gesê, mens steek nie 'n lamp aan en steek dit dan onder 'n emmer weg nie. Want dink bietjie daaroor julle, dit sal mos nou dom wees om dit te doen. Wat is die punt van om 'n lamp nou aan te steek as jy dit nou net wegsteek? In plaas daarvan sit jy dit mos nou op 'n lampstander waar almal dit kan sien en waar dit nou vir almal in die huis lig gaan gee. Nou, dink gou weer vir 'n oomblik aan die ballonne. Die ballon wat nou nie opgeblaas is nie, is nou eintlik maklik om weg te steek. Sien? Daar is dit nou weggesteek en jy kan dit nie eers sien nie. Maar julle, die vol helder ballon staan uit en mens kan dit nou nie mis nie en mens kan dit ook nie maklik wegsteek nie. Ek kan probeer, maar ons gaan dit nou nie maklik kan wegsteek soos die afgeblaaste ballon nie. Hierdie ballon julle is nou eintlik soos die ballon wat op die heuwel is of 'n lamp op 'n stander. Dit is daar vir almal om te sien. En dit is hoe ons as Christene moet wees. Ons is nie gemaak om weg te kruip nie. Ons is gemaak om uit te staan, gevul met God se gees, wat sy lig vir die wêreld laat skyn deur ons woorde en dade en liefde. Nou kom ons lees gou nog 'n vers wat eintlik so mooi inpas by ons les. Romeine 1
vers 16. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. Nou, julle, kom ons vat gou 'n oomblik om te verstaan wat hierdie vers nou eintlik beteken. Wanneer die vers praat oor ek skaam my nie oor die evangelie nie, dan beteken dit ek skaam my nou nie oor die goeie nuus van Jesus en hoe hy gekom het om ons van sonde te red en ons die ewige lewe te gee nie. Nou, wanneer die vers praat oor ek skaam my nie, dan beteken dit basies ons is nie bang om met ander te deel oor die evangelie nie en ons is nie bang om daaroor te praat nie. Ons moet dit nou nie wegsteek en vir onsself hou nie, julle. Ons moet dit nou vrymoedig deel met ander, want dit is so belangrik en dit is eintlik lewensveranderend. En dit is presies wat ons nou eintlik vandag leer, julle. Ons moet mos nou soos die opgeblaaste ballon wees. Ons moet uitstaan en ons moet maklik gesien word, vol van God se gees en gereed om die liefde en waarheid van Jesus te deel, waar ook al ons nou gaan. Maar julle, as ons nou is soos die afgeblaaste ballon, dan bly ons dalk nou stil wanneer iemand oor Jesus praat, of ons is dalk bang om voor ander te bid, of om 'n vriend kerk toe te nooi, of dalk kry ons skaam, of ons is bekommerd oor wat mense gaan dink as ons oor Jesus praat. Nou julle, dit beteken om eintlik nou skaam oor die evangelie te wees. Julle, dit beteken wanneer ons nou toelaat dat vrees, ons skaamheid en ons keer om vrymoedig vir God te wees, dan is ons skaam vir die evangelie en ons wil nie soos hierdie wees nie. Maar julle, hier's die goeie nuus. Ons hoef nie eintlik bang te wees nie. Die evangelie is die moeite werd om te deel met ander mense. Want julle sien, wat Jesus vir ons gedoen het, is die kragtigste en liefdevolleste ding wat enige iemand nog ooit vir ons gedoen het. En ons kry nou 'n kans om dit met ander te deel. So, nou kom die vraag eintlik in, julle. Hoe kan ons soos die opgeblaaste ballon wees? Wel julle, dit begin by die vulling van die Heilige Gees. Julle sien, net soos wat 'n ballon lug nodig het, dis hy. So, wat ek sê is, net soos 'n ballon lug nodig het om sy doel te dien, het ons die Heilige Gees nodig om ons te vul met krag om te doen wat hy ons nou voorgeroep het. Nou wanneer ons nou tyd vat om te bid en die Bybel te lees en God te aanbid, julle, dan vul God ons met die Heilige Gees sodat ons vrymoedig en onbeskaamd vir hom nou kan lewe. Nou sodra ons nou vol is daar 'n paar praktiese dinge wat ons vir God moet doen. Byvoorbeeld julle, ons moet verander van Jesus vertel en ons moet 'n lewe leef wat Jesus eer en ons lig sal laat skyn. Want julle sien, God het ons nie gemaak om afgeblaaste ballonne te wees wat wegkruip nie. Hy het ons gemaak om helder te skyn, net soos die Bybel sê ons moet. So kom ons leef 'n lewe vol van die Heilige Gees. Kom ons staan uit en ons wees maklik om te sien en wees gereed om die wêreld vir almal vir Jesus te wys. Nou julle, dit is nou tyd vir ons favourite deel van ons les. Dis kraaftyd julle. Vandag se kraaf gaan ons nou help om alles te onthou wat ons nou geleer het oor vrymoedigheid vir Jesus, net soos die opgeblaaste ballon. So as julle nou gereed om te sien wat ons gaan maak. Okay, kom ek wys julle.
so oulik en ek kan nie wag vir julle om julle se nou te maak nie. So gaan kyk asseblief na die beskrywing van vandag se video en klik op die link om julle kopie te download sodat julle nou aan die gang kan kom sodra ons les verby is. So met dit nou gesê julle, kom ons kyk gou na al die amazing crafts wat julle nou vir laasweek se les gedoen het. Wow julle, ek wil net sê well done aan elkeen van julle wat nou 'n craft gedoen het. Julle het amazing gedoen en ek is net so trots op julle. Ek kan nou nie wag om te sien hoe julle crafts van hierdie week gaan lyk nie. So onthou nou asseblief om dit vir my in te stuur deur 'n foto van julle craft op ons craft post op Facebook te los. Nou, julle voor ons nou met ons les afsluit, gaan ons eers nog een liedjie saam sing. Is julle gereed daarvoor? Awesome. Wel, kom staan dan op en dan gee ons vir Jesus ons heel beste. Are you ready? Come on. With every breath that I take, I'll praise you. With every move that I make, alright. With everything that I am, I'll praise you. 'Cause there is no other way. We stand together with hearts joined as one. We'll give you glory for all you have done. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. And dance. Come on and dance, dance. Woo! With every breath that I take, I'll praise you. With every move that I make, woo! With everything that I am, I'll praise you. 'Cause there is no other way. Oh, we stand together with hearts joined as one. Come on, let's give Him glory. We'll give you glory for all you have done. Everybody jump in. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. You, everything is all for you. We're living each day for you. Everything is all for you. Whoa, everything is all for you. We're living each day for you. Everything is all for you. Whoa. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Dance, dance. Come on, just dance, dance. Everybody, just dance, dance. Woo, just dance, dance. So julle, dis ons les van vandag. Ek hoop julle is nou gereed om opgeblaaste ballonne te wees wat vrymoedige lewens kan lewe vir Jesus. Nou kom ons maak nou ons oë toe sodat ons les kan afsluit met gebed. Dankie Jesus vir vandag se les en dat U ons geleer het dat ons bedoel is om vrymoedig te wees en uit te staan deur ons ligte te laat skyn en vir almal van U te vertel. Vergewe ons asseblief waar ons soos afgeblaaste ballonne was en ons geloof vir ander weggesteek het.
Maak ons asseblief vrymoedig en onbeskaamd en vul ons met die Heilige Gees, sodat ons die Christene kan wees wat U ons gemaak het om te wees. Hou ons asseblief ook hierdie week veilig en bring ons volgende week weer terug by mekaar, sodat ons iets nuuts uit die woord kan leer. In U naam bid ons dit, en ons almal sê, Amen. So okay julle, ek hoop julle het almal nou 'n amazing week, en dan sien ek julle weer binnekort. Bye bye julle!